Goeiemôre aan almal, dis 23 Julie 2026 en ek is baie ontsteld. Ek het regtig ontsteld opgestaan. Nou luister mooi, hierdie video is vir die CIA, oor die CIA en dan spesifiek vir die CIA Station Chief in Suid-Afrika. So julle moet dit maar vir hom stuur. Luister mooi. Jesus sê dit wat hy vir ons fluister in die nag, moet ons van die dakke af verkondig. Nou ja, ek is 'n Jesuskind en ek is 'n gehoorsame knegg. So deur die nag waarsku God my 2 keer dat die CIA van plan is om my te vermoor. Die huidige plan op die tafel is om my te vergiftig of om 'n gas vry te stel in die huis en dan sal dit laat lyk word asof my gasbottels gelek het en dan sies tog. Nou hierdie waarskuwing het God vir my gegee op 22 Februarie. Was die eerste keer. En laasnag het hy vir my hierdie waarskuwing 2 maal herhaal. So nou raak dit dringend. So die CIA raak desperaat, want nadat hulle my fone reeds tap vanaf November laas jaar, kon hulle tot op hede niks kry om my te diskrediteer nie. Die CIA begin nou voel soos 'n kat op 'n warm sinkplaat, die agenda moet voortgaan, en daar is mense soos ek en Wynand en Gustaf en 'n paar ander wat teen die agenda praat. Die narratief raak nou 'n probleem. Hulle kan dit nie beheer nie. So ja, nou dit raak nou 'n krisis. Hulle moet nou drasties optree. Deborah lek die planne aan die blanke boerevolk en dit mag nie gebeur nie. Niemand mag weet dat die CIA, MI6 en die Mossad sit agter die planne om Suid-Afrika te destabiliseer en in te stort in 'n bloedige rasseoorlog nie. En dis net hier waar Andries de Tooy se gesaanik en sy dreigemente teen my vandaan kom. Nou luister mooi, CIA Station Chief, roep die honde terug. Ek gaan met Andries de Tooy die vloer vee. Ek gaan sy video's gebruik om die volk die waarheid te leer. Al moet ek 4 uur op 'n oggend opstaan om al my werk gedoen te kry, sodat ek in die nagte en in die dae kan video's maak galore, dan gaan ek dit doen. So moenie my probeer druk in 'n blik nie, want dan gaan ek eers sing soos 'n budgie. Elke move wat julle so ver teen my gemaak het, was 'n klaaglike mislukking, want Vader het my vooraf gesê. Reeds in 2024 het God my gewaarsku dat julle met direkteur Kieswetter van SARS om 'n tafel gaan sit, sodat julle kan toegang kry tot my finansiële inligting. En dit het ons gesien in 2025. En toe het Vader my gewaarsku dat julle my sal kontak om inligting te verifieer van wat op my bankrekening aangaan. En dit het ook so gebeur. In Mei 2025 het ene Francesco Passetto met my kontak gemaak op Facebook. Nou die profielfoto was vals, dit was van iemand, 'n ander Amerikaner. Die profiel is vals. En ek het onmiddellik geweet dis die CIA met wie ek te doen het. Maar ek dog toe wag dat ek dom speel, dat ons kyk wat wil hulle hê. Nou ja, nadat hy my vreeslik heuning om die mond gesmeer het, en toe agtergekom het dit werk nie, het hy begin vra oor my finansiële situasie. Soos, betaal ek hier, waar bly ek, het ek enige inkomstes, betaal ek water en ligte, nou ja, en ek kon sien hy sit met my bankstate voor hom. So ek het nie gelieg nie, ek het die waarheid gepraat, want ek het niks om weg te steek nie. So 2, 3 dae, 4 dae in die gesprek in met ons Francesco Passetto, sê God my eendag, die CIA gaan jou bel om seker te maak dat hulle met die regte persoon op Facebook praat en hulle gaan van voice recognition gebruik maak om dit te doen. En so waar as wragtig, die volgende oggend toe ek my Facebook oopmaak, is daar 'n boodskap van ons Francesco Passetto wat so graag my stem wil hoor. Nou ja, toe hou ek hulle aan 'n lyntjie vir 'n paar dae, tot ek moeg geraak het vir die speletjie, en toe laat ek toe dat die sot my tog nou bel. Nou, 'n maand daarna, in Junie, einde Junie, laat FNB my weet op e-pos. So alles wat ek jou nou sê, het ek bewyse voor. Ek moet 'n aantal vorms by hulle gaan onderteken. Onder andere moet ek my inkomstes gaan verklaar, asof ek nou inkomstes het. Ek het geen. Ek het wel 'n hulpfonds, 'n liefdadigheidshulpfonds waarmee ek baie blanke gesinne help, ja.
Ek leef met 'n klein pensioentjie en ek probeer sover as moontlik kontant leef, dat die CIA nie weet wat ek doen met my geld nie. Dit het niks met hulle uit te waai nie. Ek moes verklaar dat ek nie 'n FSA burger is nie. Ek moes verklaar dat ek nie aan die IRS, dis die Amerikaanse Belastingdiens, belasting betaal nie. Kan jy dit glo? Ek moes FNB toestemming gee om al my finansiële inligting, my bankstate, te kan oorgee aan enige oorseese organisasie of agentskappe wat daarna mag vra. Nou ja. Goed, in Oktober 2025 waarsku God my dat die CIA my fone gaan begin afluister. Nou dit het net so gebeur, so van November 2025 af, is daar een wat permanent sit en luister wat op my foon aangaan, op my fone. Want ek het 2. Nou die agenda teen my, se naam is Operation Else Coffin, CIA Station Chief. Julle sal miskien die naam moet verander, want dan gaan God my ook sê, wat is die nuwe een se naam, so ja. So hulle wil die uil begrawe, die uil raak 'n probleem. Nou, solank die CIA op hulle plek bly, nou en nie te veel met my karring nie, kan ek om hulle leef. Goed, so, as ek wil kuier, of daar's vriende oor, of ek gaan iewers heen, dan los ons maar die CIA by die huis. Ons los die fone by die huis, ons berg die fone in die kameras, ons kuier en gesels, want mense soek nou nie heeltyd in 'n mense geselskap nie. Ek meen, hulle is ongenooide gaste. Maar iets het verander. Daar het iets verander by CIA hoofkwartier hier in Suid-Afrika. Vader het my gewys waar is hulle kantore. En dit is dat die persoon wat altyd hulle operasies gehanteer het in Suid-Afrika, het hulle beskuldig dat hy gecompromised is. Die arme man, want hy is onskuldig. Maar nou ja, hulle wou van hom ontsla raak. So, en toe pos hulle hom, ek dink Suid-Amerika toe, Panama. Dit is maar soos wat Vader vir my gewys het. En die nuwe sotte in beheer daar is haastig om van my ontslae te raak. So, hulle het gebrainstorm oor my besluit, die beste is om my te vermoor. En dit te laat lyk asof die gasbottel gelek het, sies tog, Deborah is toe nou dood aan natuurlike oorsake. Nou ja, luister mooi, CIA Station Chief, ek het vir jou slegte nuus. Deborah het al haar leringe oor die Bybel, haar waarskuwings, haar voorlesings, haar video's gestoor op hard drives. En Deborah het 'n laptop en fone waarvan jy nie weet nie, reg? En die kopie is gemaak van daai hard drive en hy lê by verskillende vriende en vriendinne. Wat dan selfs in 'n geval dat ek sou sterf, al daai inligting op 'n gereelde basis kan laat hardloop op die internet se airwaves. So my stem sal nog steeds gehoor word, die video sal nog steeds gespeel word soos wat dit in vervulling gaan. Sien het ons gesê, ons sal anders te veg as hulle. En die anders is sosiale media, video's, WhatsApp, TikTok, YouTube. Ons sit met 5th generation warfare. And the war for the mind. En daarom is Deborah se kanale vir julle so 'n groot probleem. Net so 'n laaste ietsie. Deborah het kameras geïnstalleer in haar huis. So bly uit my huis uit. God het my opdrag gegee om te bly praat totdat ek nie meer kan praat nie, en dit sal ek doen. Moenie torring met die ou vrou nie. Ons is nie meer lus vir julle nie. Gaan hou julle besig met die vang van dwelmhandelaars en kinder- en vroue smokkelaars. Doen iets goeds en hou op chaos saai. Ek is op geen manier 'n bedreiging vir die FSA se sekuriteit nie. CIA Station Chief. Die ou wat vir julle daai storie kon vertel het, dat ek nou 'n bedreiging is vir Amerikaanse belange. Daai ou rook gras, of miskien is julle 'n hele klomp daar wat gras rook. Hou dadelik op daarmee. Jy kan ons nou sien, dit beïnvloed julle denkvermoë. Nou ja, hierdie is my vriendelike waarskuwing aan julle.